Hartlik goeiemôre, ons vertrou dat jy 'n goeie nagrus gehad het, mag die Here u seën, ook in hierdie dag wat voorlê. Nou lieve vriende, wanneer dit kom by die jagluiperde, staan hulle ongeveer 15% van hulle vangste af aan groter roofdiere. Nou jakkalse en aasvoëls kan hulle nog in 'n redelike mate redelik weghou, maar wanneer dit kom by die leeu's en die gevlekte hyenas, wat eintlik maar die grootste gevaar vir hulle aanhou en hulle meeste van hulle prooi wegneem, kan hulle niks doen nie. Selfs 'n luiperd of die bruin hyenas of wilde honde dryf 'n jagluiperd baie maklik weg dan ook. Omdat hulle so klein van gebou is, kan hulle nie bekostig om in 'n bekleierery betrokke te raak nie. As hulle in 'n bekleierery betrokke sou raak en hulle sou 'n besering kry, dan kan dit maklik lei tot daartoe dat hulle sou vrek dan ook. Omdat hulle nie meer kan jag nie, sal hulle baie maklik stadig van die honger doodgaan dan ook. Nou liewe vriende, so kom ons vanoggend dan ook by 'n gedeelte waar die Here baie ernstig ook praat, en hier in Korinte word daar baie ernstig met die gemeente opnuut gepraat en vir hulle gesê dat hulle moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Hulle moet aan die Here oorgegee wees. Dit help nie. Hulle is nie aan die Here oorgegee nie. Hulle moet aan die Here oorgegee wees om sekerlik te kan groei en toe te neem en hulle self nie skade aan te rig nie. 2 Korintiërs 6 vers 14 sê, moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis, of watter ooreenstemming het Christus met Belial, of watter aandeel het die gelowiges met die ongelowiges. Liewe vriende, hier word baie ernstig met die kinders van die Here gepraat en sê, julle moenie deel saam met die ongereddes nie. Daar word gewys in die volgende opsigte, na die reg en die onreg, die lig en die duisternis, Christus en Belial, geloof en ongeloof, die tempel van God teenoor die tempel van die afgode. En baie duidelik het hierdie dinge niks in gemeen met mekaar nie, inteendeel, die een maak het baie moeilik vir die ander ene. Duisternis maak het moeilik, dis hoekom daar lig nodig moet wees. En liewe vriende, en net so ongeloof maak het baie moeilik, waar daar geloof moet wees. En dit staan, as daar geloof in iemand se hart is, en die duiwel kan het regkry om ongeloof in te bring, verongeluk dit soveel goeie dinge. En dis presies wat die duiwel in u lewe wil ook kom doen. Hy wil soveel skade aanrig in die lewe. En daarom, wanneer u geloof byvoorbeeld sou hê, wil hy graag hê dat daar ongeloof inkom, dan gaan u skade ly voor die Here. Net so met die tempel van God. Wat het dit met die tempel van die afgode te doen? Jy kan nie hierdie twee dinge meng nie. Jy kan nie hulle by mekaar bring nie. Jy kan nie deel in die afgode se praktyk en gebruik en gewoontes en dit by die tempel van God probeer inbring. Jy kan nie hierdie dinge doen nie. Dit is 'n afbreking om dit te doen. En tog sien ons dit in baie opsigte dat mense dit vandag so wil kom aanwend dan ook. Die Here sê, dit werk nie so nie. Ons moet algeheel aan God oorgegee wees en elke saak van die Here moet tot eer van die Here aangewend word. Ons kerkgeboue moet tot eer van die Here aangewend word. Ons kan nie ons kerkgeboue aanwend en dit gebruik vir onreg nie. Liewe vriende, kan 'n kerkgebou aangewend word om 'n sokkie, om 'n dans, om 'n kroeg te kan hou, of om 'n biertuin te hou op die kerkgronde? Kan dit reg wees voor die Here? Nooit kan dit reg wees nie. 'n Mens mag nie dit so doen nie. Dis tot oneer van die Here. En dan, liewe vriende, word daar in 2 Korintiërs 6 vers 17 en 18 gesê, daarom gaan onder hulle uit, sonder julle afspreek die Here en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. Dis die Here se voorwaarde, as ons wil hê dat hy ons moet aanneem, as ons wil hê dat die seën van die Here met ons moet wees. Jy moet nie deel in hierdie onreg nie. En dan sê in vers 18, en ek sal vir julle vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here die Almagtige. Jy weet, die naam Belial beteken niks werd. En eintlik wat die Here kom sê, moet jou nie besig hou met dinge wat niks werd is vir jou op geestelike gebied nie. Moenie daarmee besig wees nie. Wees besig met Christus en nie met Belial, met die wêreldse dinge nie. En daarom, liewe vriende, weer eens net om af te sluit vanoggend hierdie saak net. 2 Korintiërs 6 vers 14 is die opdrag, moenie in dieselfde juk trek, saam die ongelowiges nie. Dis die opdrag, moenie. En dan in vers 15,
vra die Here, watter ooreenstemming het hierdie dinge met hom? Watter ooreenstemming het dit met hom? Dit het geen ooreenstemming. Dit dra nie dieselfde belang nie, dit deel nie dieselfde ywer nie, dit mag nie deel wees van ons nie. En daarom mag ons gehoor gee aan hierdie opdrag van die Here en mag hy vir ons ook so seën. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, baie dankie vir die liefde en die getrouheid. Gee dat ons aan U algeheel oorgegee sal wees en nie sal verwêrelds nie. Amen.